Dit is donderdag 14 Mei en in voorbereiding vir Pinkster gesels ons hierdie week oor die Gees van God. Vandag is ook Hemelvaart en ons dink vandag na oor Johannes 16 vers 6 tot 7. Maar omdat ek hierdie dinge vir julle gesê het, is julle harte vol droefheid. Ek vertel julle egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle toe kom nie. Hemelvaart gaan gepaard met die belofte van die Heilige Gees, wat Johannes die Parakleet of Helper noem. 'n Klomp kere in my lewe het ek al gewens dat ek met Jesus in vlees en bloed kon praat, dat ek aan hom kan vat en fisies in sy voetstappe volg. Ek vermoed ek is nie die enigste een wat dit al gewens het nie. Die disippels se harte is vol droefheid, omdat Jesus gesê het hy moet na sy Vader gaan. Die disippels verstaan nie hoekom Jesus moet gaan nie, en sou eerder wou hê dat Jesus by hulle moet bly. Maar Jesus maak dit duidelik dat dit beter is vir hulle dat hy gaan. As hy nie weggaan nie, kan hy nie teenwoordig wees nie. En dit is juis omdat hy weggaan, dat hy teenwoordig kan wees deur die Gees. As ek terugdink na my begeerte om vlees en bloed Jesus in my lewe te hê, dan is daardie begeerte dikwels gekoppel om my probleme iemand anders se verantwoordelikheid te maak. Jesus kan dan al my probleme uitsorteer, terwyl ek soos 'n toeskouer agter hom aanloop. Dit is amper soos om te dink jy gaan 'n goeie rugbyspeler word deur net op die paviljoen te sit en kyk hoe ander speel. Dit is duidelik nie wat Jesus en God in gedagte het nie. Van die begin af kies God om saam met mense 'n pad te stap en deur mense herstel te bring in die wêreld. Jesus is nie die een wat al ons probleme kom oplos terwyl ons toeskouers is nie. Maar dit is deur Jesus in ons, deur die Gees van God, wat God sy koninkryk sigbaar maak en herstel bring. Met Hemelvaart word ons herinner dat dit beter is dat Jesus nie meer langs ons is nie, sodat hy deur sy Gees in ons kan wees en deur ons sy koninkryk sigbaar kan maak. Jesus word beliggaam deur jou. As gebed sluit ons af met die seënbede van Teresa van Avila. Christus het geen liggaam behalwe joune nie. Geen hande, geen voete op aarde behalwe joune nie. Joune is die oë waarmee hy deernis kyk op hierdie wêreld. Joune is die voete waarmee hy loop om goed te doen. Joune is die hande waarmee hy die hele wêreld seën. Joune is die hande, joune is die voete, joune is die oë. Jy is sy liggaam. Christus het nou geen liggaam behalwe joune nie. Geen hande, geen voete op aarde behalwe joune nie. Joune is die oë waarmee hy deernis kyk op hierdie wêreld. Christus het nou geen liggaam op aarde behalwe joune nie. Amen.